Ja, so die transformasiefonds is eintlik maar 'n fonds wat deur die departement van handel en nywerheid nou in plek gestel is, of die regulasies is uitgevaardig en die publiek daar buitekant het 60 dae om insette te lewer. Nou wat is die transformasiefonds? Die transformasiefonds is maar eintlik net deel van die swart ekonomiese bemagtiging, wetgewing, regulasies wat verander, wat voorsiening maak dat in plaas van maatskappye wat geld investeer in swart ondernemings en verskaffers, kan hulle geld investeer in 'n fonds van die staat, wat dan daai fonds kwansynslik behoorlik gaan administreer. Ons sê die fonds gaan nie behoorlik geadministreer word deur die staat nie. Daar's baie fondse wat hulle bestuur, soos die padongelukkefonds en die nasionale gesondheidsversekeringsfonds, wat absoluut nie behoorlik bestuur word nie, en derhalwe sê ons hier kan nie geduld word nie. Swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie kan nie geduld word nie. Dis nie goed vir Suid-Afrika nie, en dis nie goed vir my en vir jou as belastingbetaler nie. Ja, ek dink elke Suid-Afrikaner moet verskriklik bekommerd wees. Wat hierdie in effek beteken is dat die staat jou hardverdiende geld sentraliseer deur middel van een of ander wetswysiging, wat die staat bedoel en hierdie saak mee hanteer is. Hulle sê dat indien jy graag swart ekonomiese bemagtiging punte wil kry, dan moet jy jou hardverdiende geld aan die staat oorbetaal, wat nou kon sy skielik hierdie tipe van geld behoorlik gaan bestuur. Ons sê hierdie geld gaan nie behoorlik bestuur word nie. Die staat het homself nog altyd as 'n onverantwoordelike beursie-bestuurder bewys. En ja, ons kan hierdie geld toelaat in die staat se hande nie, en moet ons dit stry. Ja, hierdie kom nou al 'n geruime tyd. Die minister van Handel en Nywerheid, Parkstad, het eintlik maar nou net bekragtig wat daar voorheen gesê is in die nasionale ontwikkelingsplan, wat hierdie tipe van sentralisering beoog. So ja, op die einde van die dag, ons sien dat as jy kyk na die nasionale gesondheidsversekering, as jy kyk na die spesifieke swart ekonomiese bemagtiging en regstellende aksie sektorale vaststellings, dan is dit duidelik dat die staat al hoe meer hard en harder probeer om belastinggeld te sentraliseer en om jou vrye keuse om sekere geld te belê waar jy dink dit goed is, te sentraliseer. So hier is eintlik maar net nog 'n doelwit van hulle en nog 'n plan van hulle vir daai sentralisering. Dit kom al 'n geruime tyd, hier is maar net eintlik 'n bevestiging van wat voorheen gesê het die staat hulle gaan doen. Ja, dit is vir ons baie duidelik dat hierdie tipe van absurde stellings en sentralisering van die staat nie meer deur Jan Alleman daar buitekant aanvaar word nie. Dit is baie duidelik as jy kyk na regstellende aksie en swart ekonomiese bemagtiging, dan sien mense daar buitekant dat hierdie absurd is, wat daartoe lei is dat daar meer kaders is wat ons hardverdiende belastinggeld plunder, en mense besef hierdie kan nie meer geduld word nie. So ja, daar is verseker die oogklappe is besig om af te gaan. Ons sien dat mense wakker skrik en sê, maar hierdie kan nie meer geduld word nie. Selfs op 'n informele vlak, daar's baie werkgewers en werknemers wat na ons toe kom en sê, ons kan hierdie tipe van wanpraktyke meer duld nie. Ons het 'n werksplek wat moet groei, ons moet werk verskaf aan mense, ons moet kos op die tafel sit, en ons kan nie meer hierdie doen deur middel van hierdie absurditeit en wanpraktyke deur die staat nie.